Goeiemôre vriende, ons is die Here dankbaar dat ons andermal weer kan saam wees so rondom sy wonderlike woord. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal saam seën. Ek is dankbaar vir elke terugvoering wat ek kry. Ek is dankbaar vir die hulp wat ek u kan gee en die raad vanuit God se woord om u 'n beter verstaan te gee van sekere situasies en vraagstukke wat u het, vra wat ander mense vir u vra, en die gebed van my hart is dat ons dan ook sodoende die Here beter kan verheerlik. Nou, ek het onlangs 'n vraag gekry van 'n man wat vir my die vraag gevra het ons 'n sesde sintuig? Het ons as mens 'n sesde sintuig van die Here gekry? Soos u weet, ons 5 sintuie is, ons sien, ons ruik, ons proe, ons hoor en ons voel. En die vraag wat gevra was, het ons nie dalk ook 'n sesde sintuig nie? En die redenasie het as volg gegaan: as God net deur sy woord met ons praat, as sy kinders, waarom kry ons soms 'n gevoel om byvoorbeeld 'n ander pad te ry, of om 'n besigheidsooreenkoms te laat vaar, of die meisie aan wie ek verloof is om die verloving te verbreek? Waarom kry ek net so gevoel in my binneste dat dit wat ek nou wil doen nie die regte ding is nie? Is dit 'n sesde sintuig, of hoe kan ons dit verklaar? En hierdie is altyd moeilike vrae om te beantwoord, want u sien, die Bybel gee nie vir ons klinkklaar helder antwoorde oor die gedagte in 'n vers wat sê die mens het nie 'n sesde sintuig nie. Ons moet nou maar na die woord van die Here gaan en hierdie gevoel probeer verklaar, of hierdie gebeure probeer verklaar vanuit 'n Bybelse konteks. Nou vriende, wat ek u kan verseker is dat ons net 5 sintuie het. Ons kan sien, ons kan ruik, ons kan proe, ons kan hoor en ons kan voel. Daar is nie so iets soos 'n sesde sintuig nie. Die wêreld verwys soms na 'n sesde sintuig, of selfs van hulle gaan so ver deur te sê 'n derde oog, of selfs okkultiese mediums wat ons kan raadpleeg om leiding van te ontvang. Kinders van die Here verwerp dit absoluut, omdat die Bybel vir ons leer dat God se woord is vir ons die algenoegsame goddelike gesag. En 2 Timoteus 3:16 en 17 sê, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. So hoe verklaar ons dan hierdie gevoel wat ons kry, en hierdie sterk drang in my binneste om 'n bepaalde ding te doen of nie te doen nie? En vriende, ek gaan vir u probeer begelei, want ons kan hierdie ding maar eenvoudig noem intuïsie. Wat is intuïsie? Dit is net die gewaarwording dat alles nie pleis is nie. Dis nie regtig een of ander ding wat 'n voorgevoel is, of 'n sesde sintuig, of 'n derde oog wat ons het, of een of ander ding nie. Ek dink die Here het vir ons hierdie kosbare genade ook gegee, as ons lief is vir sy woord en lief is vir hom, dat ons sekere tye ongemaklik voel oor 'n bepaalde saak, 'n bepaalde besluit, of iets wat ons graag wil doen. Ek het met 'n boer gepraat so tyd terug wat vir my gesê het, hy het op sy plaas gery en op 'n stadium het daar net 'n sterk gevoel in sy hart opgekom om na 'n ander deel van die plaas te ry. 'n Deel wat hy nie gewoonlik by kom nie. En toe hy daar aankom, toe vang hy mense wat besig was om vee te steel. Wat het gebeur hier? Vriende, ek kan nie vir u presies verduidelik nie, maar ek dank die Here dat hierdie man, toe hierdie gedagte na vore gekom het, dan ook daarop gereageer het en dan hierdie diewe vasgetrek het. Partykeer ry jy 'n bepaalde pad Durban toe, en dan sit jy daar by die restaurant en jy eet saam met jou vrou en jou kinders miskien 'n lekker burger daar by die Hoompie of waar ook al, en jy dink by jouself, maar ek gaan vanmôre 'n ander pad ry Durban toe. En jy vat die verder pad en jy wys vir hulle sekere dinge, en later kom jy agter daar was 'n geweldige ongeluk op die nasionale pad, die snelweg, en daar is mense dood, en jy dink by jouself, maar hoekom sou ek dan op hierdie bepaalde tyd daardie pad gevat het? En kom ons praat maar weer van intuïsie. Dit is 'n gewaarwording dat alles nie in plek is nie, en jy reageer daarop. En ek wil vir u sê, vriende, dat dit gebeur baie in 'n mens se lewe. 'n Christen meisie ontmoet 'n man. Hy sê nie veel nie, maar hy laat haar ongemaklik voel, en op 'n bepaalde tyd sê sy net, luister, ek kan nie aangaan met hierdie verhouding nie, en later kom sy agter wie hy werklik was, en sy ware kleure kom na vore. Nou, ek wil vir u sê, dit is maar God se soewereiniteit wat ook in beheer is van hierdie bepaalde sake. Wat is soewereiniteit, vriende? Dit is dat God in beheer is van elke situasie. En dan is daar 2 dinge wat ek vir u wil noem, en dan so 'n paar verse waarmee ek u wil begelei. Nou, die eerste ding wat ek vir u wil noem, ons sal nie altyd so gevoel kry, en dan ook nie altyd daarop reageer nie. Baie keer gebeur daar iets met ons, dan sal ons sê, maar hoekom het hierdie ding my gebeur? Ek het dan geen gevoel gekry om iets anders te doen nie. En vriende, dis nie wat die skrif vir ons leer nie.
En aan die ander kant, baie keer kry ons hierdie sterk gevoel in my hart, ek moet eerder 'n ander pad ry of eerder 'n ander besluit maak en dan neem ek in elk geval die besluit en later is daar hartseer gevolge. So wat ek probeer vir u sê is dat God se soewereiniteit werk in my lewe met die besluit wat ek maak of die besluit wat ek nie maak nie. Vriende, die kere wat dit wel gebeur, wanneer ek reageer hierop, is omdat die Here ons lewe in 'n bepaalde rigting stuur en hy gebruik sy woord en gees om ons sintuie in 'n rigting dan te begelei. Luister, God gebruik ons sintuie, God gebruik ons verstand, soos die woord van die Here ons wil al hoe meer stuur in 'n rigting van geregtigheid. So leer die Here ons om soos wyse mense te dink oor bepaalde sake, sodat ons nie hals oor kop in 'n transaksie of in 'n verhouding of in een of ander iets betrokke raak nie. Die Here het ook aan ons sekere dinge toevertrou, soos 'n plaas of soos 'n werk of soos besittings, en soms gee die Here my ook hierdie sterk indruk in my hart om versigtig te wees vir sekere mense en dan ook sekere voorsorgmaatreëls daar te stel. Jy moet onthou, daar's niks wat gebeur sonder die wonderlike hand van die Here nie. Soms reageer ek daarop, ander kere nie, maar in alles sal die Here sy bepaalde wil en doel laat geskied. En daarom sê die Bybel, sal ons die Here ook eer gee in alles. Ek lees vir u wat staan in Spreuke 3 vers 5 en in vers 6 en 7. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun op jou eie insig. Nie ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paie gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie, vrees die Here en wyk af van die kwaad. Dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkoking vir jou gebeente. 'n Kind van die Here is iemand wat in die môre opstaan en in eerste plek die Here dank vir die nuwe dag. Ons maak die woord van die Here oop en dan lees ons daaruit. Soms is daar waarskuwings uit die woord van die Here, soms bemoedig die Here ons uit sy woord, soms wys die Here sonde uit in ons lewe, maar deur dit word ons gestig. Soms leer die Here vir ons dat ons meer verantwoordbaar moet optree, dat ons in 'n sekere rigting meer getrou moet wees. En so is die Here besig om my denke te rig na sy heerlikheid. En vriende, dit bepaal ook die optrede wat ek loods in daardie dag. Die Bybel sê vir ons in Spreuke 16 vers 9, dat die hart van die mens dink sy weg uit, maar die Here rig sy voetstappe. En so 'n kind van die Here kan weet, as ek vandag op die pad is, as ek daar by my plaas is, as ek daar by my besigheid is, as ek daar by my werksplek is, waar ook al ek is, God sal my voetstappe rig. Ek moet vir u sê, ek het al 'n paar keer met my gesin gepraat, die geweldige noue omkomings, wanneer dit kom op die pad, wanneer jy bestuur. Die volgende ou ry en die ander persoon vas en hy lê 3 maande in die hospitaal. Die Here is genadig en jy kom skot vir die ander kant uit. Waarom? Ek kan nie vir u altyd verduidelik waarom nie, maar die Here is genadig om daardie reaksie oomblik van jou daar te stel, om baie keer vir jou te sê, nie noodwendig in 'n hoorbare stem nie, maar hier 'n indruk in jou hart om 'n ander pad te neem. En hoekom gebeur dit? Omdat die Here ook 'n bepaalde plan met jou lewe het en jou lewe in 'n rigting stuur om hom te verheerlik. Nou lees 'n mens van 'n man met die naam van Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand het vir baie jare in Russiese tronke gesit as 'n sendeling, omdat hy deur hierdie mense gevang was, dat hy Bybels versprei het. En u kan gaan lees die hartseer verhaal, maar ook waarin hy hierdie man deur hierdie hartseer wat nog gebeur het, God verheerlik het. Die vraag is, hoekom was daar nie 'n sterk gevoel in sy hart op daardie stadium om 'n ander pad te vat, of miskien by 'n ander deel van die land in te gaan nie? Want God het 'n bepaalde plek en 'n bepaalde tyd en 'n bepaalde afspraak met hom gehad, en sodoende kon hy ook die Here dan verheerlik het. Daarom wil ek vir u sê dat ons voetstappe word deur die Here gerig. Soms reageer ons op hierdie sterk indruk in ons harte, ander keer nie, maar in alles sal God verheerlik word. Psalm 37:23, deur die Here word die gange van 'n man bevestig, en hy het 'n welbehae in sy weg. Ek dink die beste en die belangrikste wat u en ek vanmôre moet hoor is, dat alles nie met ons altyd goed sal gaan nie. Ons gaan nie altyd die skelm vang nie. Ons gaan nie altyd die oneerlike persoon raak sien nie. Ons gaan nie altyd daardie man of daardie vrou wat hulle self voordoen voor hulle my trou, raak sien vir wie hulle werklik is nie. Maar ook dan gaan die Here 'n wonderlike plan in my lewe en deur my lewe dan na vore laat kom. Want dit gaan oor die verheerliking van sy naam. Wat gaan hom die meeste verheerlik en wat gaan my die meeste heilig en my die naaste aan God bring? Jeremia 10:23 sê, ek weet, o Here, dat aan die mens sy weg nie toebehoort nie, nie aan 'n man om te loop en sy voetstappe te rig nie. Daarom laat jou weg aan die Here oor. Here,
hier is my lewe, ek bid vir u bewaring, ek bid vir u beskerming, ek bid vir wysheid in my optrede. Here, ek vra vir u, lei my na waters waar rus is. Maar Here, as u my lei na hierdie moeilike omstandighede en my deur die dal van doodskade weer laat gaan, help my om te onthou, ek hoef nie te vrees nie, want u is met my. U stok en u staf, die vertroos my. U berei 'n tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U laat my beker oorloop. En ag vriende, net goedheid en guns sal my volg. Onthou net een ding, hierdie lewe is nie 'n maklike lewe nie. Daarom dank ons die Here vir die kere wat ons reageer en waar ons sekere hartseer vryspring, maar ons weet ook ander kere kom die hartseer en daardeur verheerlik die Here homself. Ek sluit af met Spreuke 19 vers 21. Baie planne is in 'n man se hart, maar die raad van die Here, die sal bestaan. Ons maak planne in ons moed, en deur die wil van die Here wat ons vanuit die woord raak sien, wat ons gedagtes rig en lei, vriende, maak ons goeie besluite en maak ons regte besluite. Maar ons weet op die einde van die dag sal die raad van die Here bestaan. Die Here Jesus het aan hierdie aarde gekom, sy uiteinde was die kruis. Die apostels wat van die viswaters af weggeroep is, hulle uiteinde was 'n marteldood gewees. Johannes sterf op die eiland Patmos op 'n hoë ouderdom. Ons sien dat Stefanus word doodgegooi met klippe. Ons sien verskillende gebeure plaasvind. Maar wat ek vir u kan sê is, vriende, dat u en ek nie 'n sesde sintuig het nie. Dat u en ek nie 'n derde oog het nie. Dat ons nie een of ander medium kan gaan raadpleeg om te hoor wat gaan voorspoedig in my lewe wees en wat moet ek eerder vermy nie. Wat ons kan doen is om ons hele lewe aan die Here toe te vertrou en dat die Here ons rig en lei. Dat ons sensitief sal wees vir die leiding van God se Gees in ons lewe en dat ons God sal kan verheerlik. En as daar iets gebeur wat miskien hartseer of tragies is of wat 'n verlies na my kant toe bring, dat ek ook God se genade sal vra om my te leer, Here, wat wil u bereik hierdeur en hoe kan ek u meer verheerlik? Baie seën, baie liefde, groete vir u. Ons praat weer môre verder, tada.